You then have the next level where medical specialists and hospitals are using advanced new technology. For example, in both Johannesburg and Pretoria, we now have robotic surgical procedures with urology in particular. Die voordele van die robotiese chirurgie is baie minder indringend. Die visie is baie beter as wat 'n mens kan sien met die blote oog. Stellenbosch se fakulteit van Natuurwetenskappe gebruik tegnologie in samewerking met ingenieurs om revolusionêre mediese patente te ontwikkel. En ons kyk na die opgereguleerde inflammatoriese markers in hierdie pasiënte se bloed. En ons wil eintlik uitvind of daar nuwe markers is of nuwe molekules in hulle bloed wat ons kan identifiseer om vinniger siektetoestande te erken. Toe patenteer jy 'n nanobiosensor. Wat is dit? Dit is 'n klein nanoskaal wat ons bloeddruppel opsit en aan die agterkant is daar baie wetenskap wat daarmee gepaard gaan. So ons ontwikkel ons ontdek die molekules of ons identifiseer die molekules en dan gaan ingenieurs en hulle bou vir ons hierdie bio-nanosensors. Goed, so jy sê julle doel daarvan is dat julle vroegtydig siektes kan identifiseer. Die idee is dat pasiënte sou na 'n dokter vir hulle jaarlikse check-up gaan en dan plaas daarvan om te wonder oor hierdie wat in hulle bloed aangaan, sou hulle die gewone patologie toetse doen, hulle sou hulle gewone cholesterol toetse, hulle gewone suiker toetse doen en dan sou hulle ook as hulle byvoorbeeld 'n genetiese ons noem dit in Engels predisposition het. So sê nou maar jy het dalk nou 'n ma of 'n pa wat kanker het, kan jy dalk as ons op ons kankermarkers werk, kan ons miskien so 'n sensor gebruik om 'n kanker opgereguleerde molekuul vroeg raak te sien. Die internet en die fiber optic en Bluetooth koneksies word vinniger en vinniger, so hierdie chirurgie kan lang afstand of gaan waarskynlik lang afstand gedoen word uit sentra van uitmuntendheid.